Hierdie is 'n ma en 'n mikrofoon. Welkom by hierdie episode. Carla Venter van Money with Carla. Ek dink jou naam sê dit alles. Dis jou Instagram handle en jou YouTube kanaal. Ek dink jy is die perfekte persoon om vandag vir ons as ma's en as ouers raad te gee, bietjie oor beleggings en hoe ons geld slimmer kan bestuur, maar eintlik nie net vir onsself nie, veral vir ons kinders en die oog op hulle toekoms. Maar voor ons in dit indelf, vertel ons 'n bietjie van jou en agtergrond van jouself, wat jy doen en hoekom jy fokus op geld sake en bemagtiging deur finansies. Natuurlik, dankie dat ek hier kan wees. Ek het eerlikwaar hierdie kanaal begin want ek het as 'n CA gekwalifiseer in Suid-Afrika. In hoe 10 jaar terug al, ek kan nie eintlik dit glo nie. Ja, 10 jaar terug. En ek het besef dat daai tyd al het ek klaar gemaak, ek het in Londen gaan werk, ek het in Switserland gewerk, 'n MBA gedoen in Switserland en na my MBA het ek goeie geld begin maak. Ek het 'n baie hoë posisie in die beleggingsbedryf gehad in Switserland en ek het goeie geld begin maak en ek moes obviously vir myself goeie beleggings begin maak. En ek het net gedink, dit het my 'n lang proses gevat om eintlik reg te kom om smart investments vir myself te maak. Toe het ek op 'n punt gekom waar ek het 'n bietjie van 'n realization gehad dat as ek soveel sukkel om smart investments te kan maak, hoe moet ander mense wat geen education het in dit of wat ons is so bang om oor stock market investments te praat of aan dit te raak of iets te doen want dit word as hierdie super komplekse ding aan ons verkoop. En dit is eintlik maar hoekom ek Money with Carla begin het, want ek het gedink ons kan 'n groot verskil maak vir mense, maar ook dis iets wat ek baie geniet om te doen. Ek love syfers en ek love investments en ek love om mense te help. So dis eintlik maar dit het as 'n passion project begin waar ek gedink het, ek wil iets doen wat 'n verskil kan maak, maar ek wil ook nie teruggaan na my corporate job doen want ek het eintlik op maternity leave gegaan in 2023 en na my seentjie gebore is 6 maande nadat ek gebore het, moes ek terug aan werk doen. Toe het ek net besef, ek wil nie terug gaan na werk toe, my seentjie by kleuterskool aflaai en dan iets gaan doen wat eintlik nie vir my fulfillment bring nie. Want ek dink as mens eers kinders het, dan raak die trade-offs in life real. Jy besef regtig, wat is jy eintlik besig om prys te gee? Nou dat jy soos 'n kind het wat al jou aandag nodig het, hy wil eintlik net by jou wees, veral as hulle so jonk is. En dit het my regtig laat question, wat doen ek? Wat help dit ek het hierdie groot salaris, maar dis eintlik gebring vir my niks fulfillment nie. So dit het my net maar laat dink aan wat kan ek doen wat anders is? Wat kan ek doen wat ek gaan geniet, wat bietjie kreatief is, maar ook my my nommers en my syferskant. Ek sê altyd ek dink mens moet eintlik sê syfers nie, maar wat daai bietjie inbring en regtig vra. Ja, wat daai bietjie van inbring en dat ek iets kan doen wat ook 'n verskil maak. En eerlikwaar, mense praat oor having impact en doing something that's impactful in the world. En ek het regtig nie gedink dit sal vir my eintlik hoe groot verskil dit maak en jou soos return on life. Ek praat van return on life vandat ek eintlik so groot impak op mense se lewens begin maak het nie. Want my vorige rolle was altyd, baie hoog op met baie ryk mense gewerk, met baie, help net ryk mense ryker word. Dis eintlik maar waaroor dit gegaan het, letterlik. Ja. En nou dat ek het impak op baie meer mense en dis mense wat gewoonlik voorheen gedink het hulle kan nie eintlik belê nie, dis nie vir hulle nie, hulle het nie genoeg geld nie, hulle het nie genoeg kennis nie. Nou besef ek hoe amazing dit eintlik is om 'n impak op mense se lewens te hê en ek kyk nou soos ek dink mense wat soos byvoorbeeld healthcare werk soos dokters of so, hulle het 'n regtig groot impak op mense se lewens en ek dink dit is nogals rewarding om so 'n tipe werk te hê. En ek kan nou nie myself vergelyk, I'm not busy saving lives, maar ek het hierdie element van ek gaan letterlik bed toe in die nag en I go to bed at night en ek dink, wow, ek is so lucky om hierdie te doen. Ek raak mense aan en ek sien penny drop. Letterlik en figuurlik met mense en ewe skielik is hulle net so empowered en hulle besef hulle kan slimmer wees, hulle moet slimmer wees, dis moontlik vir hulle. Ja, en dit is eintlik maar hoekom ek te begin het, was nou 'n lang storie vir 'n kort vraag. Dit is lekker om die agtergrond te weet en ek wil nou net vir ons kykers en luisteraars wat dalk nou nie vertroud is met jou werk nie. Jy gee basies finansiële en veral beleggingsraad. Jy het 'n YouTube kanaal en op Instagram en dit is ook hoe
hoe ek op jou afgekom het, ek dink dit was 'n suggested post of iemand het dit vir my gestuur. Maar jy weet, ek dink ek is dalk byvoorbeeld jou ideale target market, iemand wat nie noodwendig beleggingskennis het nie. Ek het jy weet 'n BA graad en dit is presies daai dat sodra iemand begin praat oor aandelemarkte of stock markets of so dan voel 'n mens bietjie oorweldig, want as jy dit nie studeer het nie en jy verstaan dit nie, dan is jou eerste reaksie om eintlik net te gaan, nee, ek bly weg hiervan. Dit is nie my kennisveld nie, maar dit is my eintlik so lekker van voordele van die internet in die era waarin ons leef vandag, dat mens kan regtig jouself upskill en jy kan in enige iets waarin jy belangstel of wat jy voel jy in moet weet, kan jy gaan leer. En ek is so dankbaar vir mense soos jy wat in eenvoudige en verstaanbare taal hierdie konsepte verduidelik en dit is wat jy vandag ook vir ons gaan doen. My man sê dikwels ook, hy's 'n fotograaf en 'n videograaf en hy sê as hy een of ander vaardigheid nog nie weet nie, University of YouTube, dan gaan kyk hy en hy leer hoe om daai sinema met daai toerusting te werk en die volgende dag weet jy. So dankie vir daai werk wat jy doen, jou kanaal wat jy gee dat jy raad gee vir ma's en dan wil ek sommer hê ons moet nou begin want dit is wat jy vir ons gaan doen vandag. Wat dink jy is die een belangrikste geldles wat jy wens ouers in die algemeen en ma spesifiek het geweet en wat moet hulle vir hulle kinders oordra? Ja, ek dink my natural instinct is om te sê jy moet so vroeg as moontlik begin belê. Ek dink niemand besef eintlik die faktor van tyd is letterlik die belangrikste ding wat jy kan hê om jou geld te groei in die langtermyn. Is hoe vroeër jy kan begin, hoe beter. It's called compounding. Die Engelse woord weet nie eers eintlik wat dit in Afrikaans is nie, maar ja, so compounding is die amazingste ding wat jy kan regkry, wat jy nou eintlik vir jou kinders kan regkry as jy so vroeg vir hulle begin belê. Maar voor mens eintlik eers praat oor beleggings, dink ek is so belangrik dat jy geld het tot jou beskikking om te kan belê. So ek sal eintlik eerder wil sê is om jouself en jou kinders te kan empower om in 'n mindset te kan kom van nie in 'n scarcity mindset te lewe nie, soos wat 'n mens typically sal sê is ons is victims, is geld is 'n limited resource, jy weet ons het net soveel, ons moet uitkom met dit. Is om te begin besef dat geld is eintlik abundant. It's actually abundantly out there. Dis 'n manier om uit te figure waar jy van dit kan vir jouself op 'n manier kan kry. En dit klink nou baie, jy weet, in die lug, maar dis eintlik om te dink, kan ek myself upskill? Om vir jou as 'n ma te dink, hoe kan ek vir myself 'n surplus begin create sodat ek nie letterlik van hand tot mond lewe nie, sodat ek nie paycheck tot paycheck lewe nie, want ek dink baie mense raak vasgevang in die ding van okay, dit is hoeveel ek inkry, ek het nou 'n increase gekry of en dis nou hoeveel ek extra het om te spend. En dit is eintlik heeltemal om weg te beweeg van daai mindset en om te sê okay, maar I need to increase my income. And how can I focus? Daai is eintlik die grootste ding om eers reg te kry is I need to focus on increasing my income and also om my kinders van 'n jong ouderdom af te begin leer hoe is mens entrepreneurial? Jy weet, kyk of wat is daar, kom jy in 'n area, kom jy met in aanraking met mense waar jy 'n need kan identify, waar hulle ietsie nodig het en hoe kan jy dit probeer vervul? Ons kom eintlik op 'n daaglikse basis met soveel goed in aanraking waar mense eintlik 'n need, waar daar 'n need is en wat mense sal bereid wees om te betaal as jy hulle kan help op 'n manier of iets aan hulle verkoop op 'n manier. En dit is eintlik om vir kinders te begin leer van 'n jong ouderdom af om daai goeders te doen. Dis die een ding, soos jy weet om 'n bietjie van 'n hustler te wees. Ek dink daai is die een konsep wat ek eintlik wens om my pa 'n bietjie met ons probeer toe ons jonger was, ons kan daaroor praat, maar wat ek wens ek het vroeër begin doen, maar die tweede ding van dit is om okay te wees om te fail. Want as jy iets gaan probeer, dit gaan nie altyd die eerste keer suksesvol wees nie. Jy gaan moet probeer en weer probeer en jy moenie dit moet nie embarrassing wees nie. Want baie mense is so bang om goed te probeer want hulle is so bang dit gaan embarrassing vir hulle opeindig. En al is dit nou byvoorbeeld jy gaan nou theme parties begin. Jy gaan nou die persoon wees wat theme parties reël in julle omgewing. En nou gaan jy moet uitgaan en vir mense sê, okay, ek doen nou, is iemand 'n Peppa Pig of 'n Spider-Man party wil hê, jy weet, kom na my toe, ek het nou die goeders wat ek aankoop en ek gaan vir na jou huis toe kom en vir jou ballonne opsit of whatever. Mense is embarrassed om te sê, okay, maar ek gaan dit nou moet, jy weet, iewerster begin promote, wat gaan mense nou daarvan dink, wat as dit nie werk nie, wat as niemand my boek nie, en daar is eintlik die mindset wat ek dink is die belangrikste om reg te kry, is om te sê, okay, ek moet nou begin anders dink oor hoe kan ek my inkomste increase, dis die een ding, en die ander ding is,
ek moet okay wees met failure. Want solank as wat jy te bang is om te fail, gaan jy te bang wees om nuwe goeders te probeer. En ten minste vir my was dit twee groot eintlik goed wat ek moes oorkom en dit het my nogals lank gevat, so 'n jaar en 'n half, maar ja, ek dink daai is die twee goed, maar as ons nou spesifiek na beleggings moet kyk, of geld sake moet kyk, is die twee goed, of ek sê eintlik sê drie goed. Die eerste ding is om so vroeg as moontlik te begin belê. Soos letterlik, jy kan R100 of R50 'n maand begin belê. Dit hoef nie groot geld te wees nie. Daar's soveel platforms wat dit vir jou absoluut so maklik maak om self in die aandelemark te begin belê. Soos jy kan gaan byvoorbeeld, jy kan Easy Equities of Signia of van daar's soveel platforms in Suid-Afrika wat jou toelaat om self te gaan en R50 'n maand te begin belê. En die tweede ding is om mens moet genoeg risiko vat want klomp mense, vrouens veral wat ek mee praat, is so bang om risiko te vat. Hulle sit letterlik net in hulle geld in 'n savings account en hulle kry net rente daarop en hulle is bly met hulle 8% interest of hulle 7% interest. En meeste van daai word getax. Jy betaal baie, daar's 'n exemption in Suid-Afrika, maar as jy bo dit gaan, word jy getax daarop. En daai is nie waar mens die grootste groei gaan kry oor die lang termyn nie. Natuurlik as jy mense moet praat oor short-term en long-term goals. As jy long-term goals het, dan moet jy vir dit jou geld belê en jy nie in 'n savings account hou nie. Want 'n savings account is regtig nie waar jy groei gaan kry in die lang termyn nie. Maar ja, mense is net bang want dit is kompleks en hulle dink dit is soos gambling. Jy weet dobbelaar. Hoe sê mens Afrikaans? Dobbelary. Ja. Ja, dobbelary. So mense dink dit is dobbelary en dit is eintlik nie, jy weet dit's regtig, daar's stille maniere. Jy kan regtig, dus ek praat oor ETFs en index investing baie op my YouTube channel ook, maar daar's maniere waar jy regtig net 'n basket of stocks kan koop en jy kan R50 'n maand of R100 'n maand in 'n globally diversified, so 'n global ETF sit waar jy in duisende maatskappye met 1 unit kan belê. So jy piek nie, dis nie asof jy nou 'n Steinhoff gaan koop of jy gaan, jy weet, almal sê maar wat is dit nou 'n Steinhoff is. Jy kry regtig soos 'n jy weet 1000 maatskappye se diversified exposure deur net 1 unit in 'n ETF te koop. Maar ek verduidelik, dit is nie altyd 'n maklike konsep om nou, jy weet, dadelik te snap nie, maar ek het baie YouTube video's daaroor en ek wil regtig daai boodskap vir mense uitkry om te laat hulle kan verstaan hoe om in die stock market te belê of in die aandelebeurs te belê in die global stock market, so nie net in Suid-Afrika se nie, en ook dis moontlik vir jou om dit self te doen. Ek wil nou ook sommer vir ons luisteraars en kykers sê dat soos hierdie is nogal omvattende gesprekke, maar jou kanaal is daar, so ons kan nie nou presies raad gee oor hoe om te belê en soos jy sê van Easy Equities in die stock market en dit als nie, maar gaan kyk na Carla se video's waar sy dit als verduidelik en hoe kom jy eerder daar moet belê en nie by een of ander familielid van jou wat vir jou al hierdie goed beloof en dan verdwyn iemand met jou geld nie, want jy weet ek is 'n joernalis en jy laas dit klink laf, maar daar's 100 keer sulke stories van jy weet iemand wat die son, maan en sterre beloof. So hulle gaan vir jou verduidelik wat is veilig en hoe om dit reg te doen. So gaan kyk daarna dit. Okay, maar kom ons kom terug na Carla. Jy het nou self 'n jong seentjie soos jy sê, ek ook. Kom ons fokus op hulle, buiten om vir jouself te belê, want soos jy sê, hoe vroeër jy begin, hoe beter. En ek dink baie keer ouers, jy weet, jy wil vir jou kind die wêreld gee en baie keer behels dit dalk op hulle eerste of hulle tweede verjaarsdag 'n baie uitspattige geskenk en 'n lekker groot partytjie. Maar ek leer nogal die laaste ruk al hoe meer, juist om te kyk na video's van mense soos jy en finansiële kenners, dat ons regtig oordeelkundig ons geld moet spandeer en eerder dink aan langtermyn denke as net waarop jy dit nou spandeer. So miskien kan jy vir ons 'n voorbeeld gee, eerder as om vir jou 1-jarige hierdie R500 of R1000 se geskenk te gee. Wat sou gebeur as jy daai geld miskien eerder vir hulle gaan belê en hulle dalk nou nie hierdie fancy karretjie wat hulle in kan rondry nie, maar wat gaan hulle hê oor 'n paar jaar as jy daai geld eerder kan belê? Skets vir ons so 'n bietjie van 'n scenario. Ja, so ek het sommer as mens sommer 'n paar somme moet, natuurlik is beleggings is nie jou return of jou return jou die rente nie, die groei en die dividende wat jy gaan kry by belegging is nie guaranteed nie. So dit is natuurlik altyd moeilik om projections te probeer maak omdat mense weet nie, mense het nie guarantees oor dit nie, maar as mens sommer net gaan kyk na hoe dit oor die laaste 20 jaar gedoen het. Ja, as dit in die verlede was, wat die verlede vir ons sê oor die toekoms. Verlede was, ja, en jy het 'n 20 jaar tydlyn gehad. Kom ek sê jy is 20 jaar, hulle is nou gebore en vir die volgende 20 jaar
sê jy ek gaan 500 'n maand vir hulle wegsit, en dan neem ons aan, okay, kom ons sê as jy dit vir 20 jaar kan doen, dan kan dit oor 20 jaar periode R500 'n maand kan 500 000 wees vir hulle teen die tyd wat hulle 20 jaar oud is. 'n half miljoen, dat jy 20 jaar oud met 'n half miljoen. Ja, Beste. en dit is ja, presies. En ek dink daai is jy weet mense besef nie eintlik hoe die tyd, hoe belangrik dit is om van die tyd wat jy nou het, die grootste ding wat jy kan regkry is om tyd reg to use time in your favor. En 'n kind kan nie daai goeders besef totdat hulle miskien 25. Ek was eers 25 jaar oud toe ek regtig my beleggings ernstig opgeneem het. En ek dink as 'n ouer is jy in 'n posisie om amper dit vir hulle on their behalf te begin doen. En so op so jong ouderdom vir hulle reg te begin regkry, want dan is hulle 20 jaar oud, dan kan hulle daai hou vir nog 40 jaar. En die exponential nature van compounding is regtig as jy dit gaan eksponensieel op. So as jy vroeg begin, dan groei dit, maar dit kan oor na 20 en 30 jaar gaan daai growth regtig soos 'n insanely exponentieel. En mens kan dit regtig soos Warren Buffett wat een van die most successful investors of in ons leeftyd is. Hy het begin toe hy 11 jaar oud was, het hy begin belê. En so die feit dat hy's nou so een van die rykste ouens in die wêreld is omdat hy so vroeg begin het. En meeste van ons gaan nie op 11 begin nie. Ek meen op 11 jaar oud waar ek net bal gespeel het en Ek wou net perd ry. ja. So jy kan amper daai vir jou kinders dan begin doen totdat hulle op in 'n mindset is waar hulle dit verstaan op 'n later ouderdom en om eerlik te wees, miskien kan jy hulle interest vroeër begin prikkel daarmee en om te sê, jy weet, ek sit hierdie geld vir jou weg in plaas van om vir jou 'n fancy ding te koop vir jou verjaarsdag, sit ons hierdie in jou investment portfolio en kom ons check in, kom ons kyk in elke een keer 'n jaar om te kyk hoe groei dit en dan gaan hulle begin sien wow, dit is hoe dit werk oor tyd, maar dis 'n langtermyn ding en dit is ek wil amper sê boring, want hoe minder jy doen, hoe beter is dit eintlik vir jou. Die idee is regtig nie om in te gaan en verskillende maatskappye te stockpick nie. Mense praat oor stockpicking. Jy wil nie ingaan en dan daai inkoop en dan daai verkoop en kyk wat sê hulle oor Sasol, dalk moet ek Naspers koop, dalk moet ek Woolworths koop. So daai is nie soos my hele filosofie is om te sê ek koop 'n broad, mense praat van 'n broad index fund wat regtig vir jou duisende maatskappye include in een fonds. Ja, en as een dan in 'n krisis is, dan jy nog steeds okay, nie waar nie? Ja. Exactly. Om nie net jou risiko's so op een maatskappy te fokus nie. En dit is boring want al wat jy eintlik doen is jy sit 500 in dieselfde ding in elke maand en dan hoe minder jy doen hoe beter. Hulle sê die mense wat se aandeleportefeuilles die beste doen is dit is eintlik obviously 'n grap, maar is die mense wat hulle passwords van hulle rekeninge vergeet, sodat hulle nie eintlik kan inlog om enigiets te doen nie. Ja, maar dis maar menslike ding seker om te wil gaan karring en skuif en so, maar dit het ek ook nou al geleer juist uit soos jy moet belê en dit los dat dit kan groei en deur soos die mark fluctuate en dit is mos nou maar elke kort is daar 'n resessie of 'n ineenstorting van markte om dan nie paniekerig te raak nie en kalm te bly. Dis ook 'n belangrike les, nie waar? Presies, en ook die nuus obviously daar is seker die nuus wat mense wat mense eerder promote as daar's baie meer slegte nuus as wat daar goeie nuus in die headlines is. So dit is as jy 'n stock market investor is en jy raak jy weet opgevang in die nuus en jy sien Trump het nou hierdie gesê wat gaan nou gebeur of jy weet daar gaan almal sê altyd daar kom 'n resessie. Daar gaan altyd elke jaar 'n hele paar headlines wees van mense wat sê daar kom 'n resessie. En natuurlik, soos daar gaan tye wees waar die stock market gaan afgaan of waar aandele afgaan. Dit gaan nie net altyd opgaan nie, maar dit is deel van die journey is om jy moet volatility kan vat en jy moet kan verstaan dat dit gaan op en af gaan en jy moet net jou tydlyn is lank. Jy moet net kan jy weet rustig wees en definitief nie paniek of probeer verkoop as daar iets gebeur nie. Maar dis hoekom ek sê dit is boring en dis langtermyn en dit is eintlik maar dit presies wat dit moet wees om te sê ek sit my geld elke maand in my investments en ek is nie besig om te probeer kyk, moet ek in, moet ek uit, moet ek ophou, moet ek dit uithaal, wat moet ek doen nie? Jy weet, just stick to it en hou jou langtermyn goal in ag. Karla, jy het nou gesê
Warren was 11 toe hy begin het, jy was 25, sê nou maar iemand luister hier, scenario, 'n ma of 'n pa, hulle is 45 of 50, hulle kind is dalk al 'n tiener, en hulle voel nou, maar dit is nou al 'n bietjie laat, ek nader al aftrede, is dit ooit te laat? So, ek dink definitief nie dis te laat nie. Mense sal veral om eerlik te wees, ek doen online kursusse met mense om basies vir hulle te leer hoe werk aandele en so. En die average ouderdom van mense wat die kursus doen is 38 jaar oud. So dit is dis eintlik meeste mense kom eers op daai ouderdom en besef okay, dan besef hulle aftrede is 'n real thing. Maar ek dink so, as jy in jou 20's is dan dink jy oud word is nie vir my nie, dit gaan nie met my gebeur nie. Ek het reg gedink ek gaan nooit oud word nie. En dan sit skielik op jou voorstoep, né? Die verskil tussen 28 en 38. Ja, ek sien sommer ek kan in die kamera sien ek aan my plooi, dan besef jy eintlik as jy nie, jy weet jy is nie besig om terug te gaan, jy is regtig besig om ouer te word en as jy 35 is, dan sien jy, okay, wel ek gaan nie vir altyd lewe nie. Jy weet, ek gaan op 'n tyd minder moet begin werk. Ek dink baie mense kom op dan in daai turmoil van geniet wat ek doen, wil ek altyd vir altyd doen. Dis daai tipe van 'n midlife crisis, maar gewoonlik kry meeste mense 'n wake-up call eers na die ouderdom van 35. Maar dis ook wanneer mense se inkomste begin op 'n punt kom waar hulle voel hulle het nou ekstra geld. Hulle wil dit kan begin belê. So ek dink dis definitief nie te laat nie. 45 is definitief nie te laat nie. Jou tydlyn, ek sê tydlyn van tot wanneer jy sou aftree of die tradisionele 65 jaar ouderdom is nog 20 jaar. So is 20 jaar is 'n baie lang tydperk om jou geld nog vir jou te laat groei en die ander ding is 65 is ook nie die cut-off nie. That's not, jy weet, as jy 65 jaar oud is, jy gaan nog ten minste vir seker nog 20 jaar na dit lewe. So eintlik is jou tydlyn nog 40 jaar. So jy het nog 40 jaar wat jou geld vir jou kan groei. En dis 'n baie lang tydperk. So dis definitief nie te laat nie en selfs al is jy 60 jaar oud, het jy nog steeds ten minste, jy weet, my ouma dink ek is nou 93 jaar oud. So dan het jy nog 30 jaar. Ja, as jy nou so oud sou word, ons is ook besig om ouer te word, jy weet, mense lewe langer. So jy het ook nog 30 jaar eintlik wat jy jou geld kan belê en kan slim wees daarmee. So dit is definitief nie te laat nie. Ek dink 'n ander idee wat mense dikwels ook het is beleggings is vir mense wat reeds geld het. En nou het ons 'n voorbeeld gebruik van R500 vir die kind belê, maar ek dink ook, jy weet, baie keer as mens kinders kry, skielik verdwyn jou geld. Dis doeke en skoolfondse. So miskien raad vir iemand wat nie R500 het nie. Kan jy nog belê al het jy R100? So ja, jy weet, daar is 'n baie groot mispersepsie is dat beleggings is net vir ryk mense. En dit is eintlik hoe normale mense ook gaan ryk word is om ook hulle geld te belê. En nie net, jy weet, om van compounding gebruik te maak en ek praat altyd van om na 'n ownership mindset te verander van 'n consumer mindset af. Ons kan later ook daaroor praat, maar jy kan letterlik met R50 'n maand begin. Jy kan byvoorbeeld op Easy Equities 'n rekening oopmaak of selfs by Signia 'n rekening oopmaak. Dis 'n app wat jy op jou Easy Equities byvoorbeeld 'n app wat jy op jou foon, by the way, ek is glad nie associated met Easy Equities nie, maar is 'n app wat jy op jou foon kan oopmaak en jy kan daar 'n rekening begin en dan is dit vir jou moontlik om op Easy Equities, jy weet, ek praat van ETF's te koop. Dit gaan 'n bietjie education vat vir jouself om 'n bietjie te leer en 'n bietjie video's te kyk en te verstaan, want hulle kan nie vir jou sê waar jy dit moet sit nie. Jy gaan self moet kies watter beleggings jy wil maak. Hulle mag nie vir jou advies gee nie en ek gee ook nie advies nie. Ek is nie 'n adviseur nie. Maar my hele doel is maar net om vir mense eintlik te empower om self te leer en self te explore en te besef dis eintlik moontlik vir jou om dit self te doen. So R50 'n maand kan eintlik 'n baie groot verskil maak. Ek het net gepraat van R500 'n maand en as dit nie doable is nie, al is dit net R20. Ek dink hoekom dit belangrik is, meer as wat die geld is eintlik om die proses te begin leer en gemaklik raak daarmee. Om 'n rekening oop te maak, om te sê, okay, dit is hoe ek geld in my rekening insit. In my jy weet, byvoorbeeld my Easy Equities rekening insit en ook hoe ek dan uit daai rekening uit 'n ETF kan koop. Hoe kan ek 'n ETF is 'n exchange traded fund wat ek ook baie oor praat en verduidelik, maar hoe kan ek, jy weet, een van daai diverse fondse, my geld net in 'n diverse fonds sit wat vir my 1000 maatskappye reg oor die wêreld aandele ingee. So dan dit is regtig so maklik soos om 'n knoppie te druk en 'n unit te koop in
in 'n fonds wat vir jou dan, jy weet, diversified exposure gee. Ons praat ek nou met my Engelse terminology, maar so is dit net R20, is eintlik die grootste stap is regtig om die rekening op te maak, die geld in te sit en dan te sien, okay, dis hoe dit werk. En teen die tyd wat jy dan meer geld kan begin insit, dan is jy gemaklik met die proses en jy weet hoe dit werk en jy het nou die rekening vir jou kind byvoorbeeld ook al opgestel. So ek dink dat daai is al is 'n klein bedrag, daar's nie 'n minimum bedrag. Ek wonder of ek dink nie hulle het miskien is dit R100 minimum bedrag. Ek kan nou nie eintlik onthou nie, net om te begin. Maar dan kan jy daar nog net 20 insit. Die ander ding is ook ons het in Suid-Afrika tax-free savings accounts wat baie mense besef nie en hulle gebruik hulle tax-free savings accounts nie op die slimste manier nie. So jy kan 'n tax-free savings account eintlik gebruik om die geld te belê. En baie mense gebruik hulle tax-free savings account net om rente op te verdien. En die een ding van 'n tax-free savings account is dat dit is die een manier in die enigste investment in Suid-Afrika waar jy presies kan kies waar jy dit wil belê. Daar is 'n bietjie restrictions omdat jy kan byvoorbeeld nou nie Bitcoin daarmee koop nie en jy kan ook nie 'n enkel aandele daarmee koop nie, maar jy kan by ETF's daarmee koop, wat ek vroeër gepraat het, jy weet die global fondse. So dit is moontlik om jou tax-free savings account te belê in 'n global fonds. En dis die een jy weet produk, wil ek sê, in Suid-Afrika wat jy kan invest soos wat jy wil. Byvoorbeeld jy kan alles in oorsese aandele sit en jy kan maar dis limited tot 36,000 'n jaar, maar dit is completely soos protected from tax. So die groei daarop word nie getax nie. En ek dink daar is 'n no-brainer om mee te begin. Veral jy weet 36,000 'n jaar en jy hoef nie daai 36 te gebruik nie, jy kan minder insit, maar jy het ook net 'n 500,000 wat jy kan insit oor jou leeftyd. So as jy 36,000 'n jaar gaan uitmaak, dan sal jy binne 13 en 'n half jaar by daai 500,000 cap uitkom. Maar jou groei is nie gekap nie. Dis net die geld wat jy insit wat gekap word. En jy kan ook tax-free savings accounts vir jou kinders oopmaak en hulle in weet namens hulle. Maar mens moet dan praat, jy weet, is die beste ding as jy byvoorbeeld 'n education fonds vir jou kinders wil oopmaak, dan dink ek nie noodwendig jy moet jou tax-free savings account daarvoor gebruik nie. Hulle tax-free savings accounts daarvoor gebruik nie, want hulle het ook net een kans om daai 500,000 in hulle leeftyd vol te maak. En mens wil ideaal daai geld so lank as moontlik probeer inhou om tax-free growth te kry. So as hulle sal dan daai geld wil nodig hê wanneer hulle universiteit toe gaan, dan mens wil nie hulle dan daai geld, daai tax-free savings account vir hulle gebruik as hulle dit gaan withdraw of uithaal as hulle 18 is nie. Dan sal ek eerder sê, sit 'n bietjie geld in die tax-free savings account, jy weet miskien nie elke verjaarsdag of so, maar as jy besig is om eintlik geld weg te sit vir hulle education, doen dit op 'n ander plek. Moenie hulle tax-free savings allowance daarvoor gebruik nie, want jy het net een kans om alles wat jy insit, dis amper soos 'n high level watermark. As jy nou so elke keer as jy 'n bietjie geld insit, dan tel dit tot jou 500,000. So al haal jy geld uit, jy het al klaar daai contributions spasie opgevat. Daar's nie weer 'n kans vir jou om dit weer terug te sit nie. So ek dink daai is die twee belangrike goed van tax-free savings account, maar die heel belangrikste en mees algemene ding wat ek sien is mense hou dit net in savings en hulle kry net rente daarop en dis regtig die een investment wat jy eintlik kan belê soos wat jy wil, within limits, maar soos wat jy wil. Byvoorbeeld, jy kan alles offshore exposure gee, jy kan alles in internasionale markte byvoorbeeld belê. So dit sal ek voel net hoekom sal jy nie daarvan advantage vat nie. En kom ons praat bietjie oor spesifiek vroue in geld. Ek dink jy sien dalk ook verskillende scenario's en jy hoor die tipe terugvoer wat jy spesifiek van vroue kry. As iemand dalk sê, of ek is 'n tuisbly ma, my man is die een wat, jy weet, die geld inbring of die broodwinner is, of net my man is eintlik meer die een wat die geld sake hanteer. Ek dink tog, jy weet, verskillende paartjies het verskillende maniere. Is dit dan iets wat jy net moet oorgee of kan jy nog steeds belê en hoe sal 'n mens dit hanteer, iemand wat dalk voel dit is nie hulle rol in die huwelik om met die geld sake te werk nie? Hoekom moet jy nog steeds eintlik weet wat aangaan of nog steeds probeer belê as ma en as vrou? So dit is definitief iets wat mens wat ek teekom is vrouens wat sê hulle weet glad nie eintlik waar die geld belê is nie, hulle het nie 'n klou daaroor nie.
Ek dink om bietjie belangstelling daarin te wys en om net aan die begin eers net te vra, ek wil leer en ek wil sien en ek wil verstaan, is die eerste stap. Ek dink dat ek dink natuurlik vir my, ek het nog altyd my man is eintlik in die beleggingsbedryf ook, maar ek het nog altyd my eie investment portfolio en ek het ons jy weet ons het maar altyd ons eie een wat ons belê nie ons geld saam nie, ons belê dit apart. Maar ek weet besef as jy 'n voltydse ma is en jy het tog in jou hele lewe jy dalk jy weet net wiskunde op hoërskool gehad en verder as dit nooit weer ooit aan hierdie goeders gedink nie, dan kan dit baie overwhelming vir jou voorkom. Maar ek sal nog steeds encourage is, jy weet, as jy al klaar tax-free savings accounts het, die eerste stap sal byvoorbeeld wees om 'n tax-free savings account oop te maak en te kyk waar is dit belê en dan ook te kyk wat is die fooie op dit. Meeste mense dink glad nie aan die fooie, hulle dink net, hier is die een persoon wat hierdie goed aan my verkoop het. Ek vertrou hulle. Kom, ek wil nie vra nie. I don't want to upset the apple. Jy weet, ek wil nie die dinge bietjie rock nie of so dan vra hulle nooit vra nie. Ek sal encourage gaan baie eerste stap, gaan kyk dalk, gaan vra net waar is dit belê, ek wil graag leer, ek wil sien, ek wil uitvind wat is die fooie of ek wil sien hoe groei dit oor tyd. En dan sal met die tweede stap sal altyd wat ek sal sê is om te sê begin jou eie tax-free savings account en begin daai geld self belê. Al is dit net klein bedrae want dit is baie empowering om access na jou eie investments te hê. En ek weet mense wil nie noodwendig oor die negatiewe goeders praat nie, maar as daar eendag iets sou gebeur, as 'n vrou dink ek is so belangrik om te weet waar die geld belê is, hoeveel is daar belê, wat is die plan daarmee? Jy weet, is hierdie geld vir ons retirement? Is dit vir ons kinders se education? Jy weet, wat is die plan gaan ons eendag na jou ouers moet omsien of na my ouers moet omsien met hierdie geld? So wat is die goals wat ons probeer achieve? As mens saamwerk as 'n span en mens begin hierdie goed eintlik as 'n span approach. Dit is regtig insane hoeveel beter julle finansiële lewe ook sal wees, want dan verstaan kom ons sê die tradisionele, jy weet, stereotypical goeders is dat the woman is a spender of die vrou spandeer die geld, die man maak die geld en hy invest die geld. Ja. Maar as julle actually 'n joint goal het en julle sien presies hoe groei die investments oor tyd en hoeveel geld gaan elke maand daarin, is dit soveel makliker om ek sê nou die vrou tradisioneel op dieselfde bladsy te kry om te verstaan, okay, maar hoekom kan ons nie nou hierdie bekostig nie? Hoekom kan ons nie nou op hierdie vakansie gaan of hierdie klere of hierdie tipe huis of die kitchen renovate nie? Want daar's hierdie goals en ewe skielik is dit goed waar ons saamwerk en dis nie net, daar is jou baby and this is my baby nie. Want hier is wat ons saam doen. Dis 'n so intertwined proses. Ek kan nie dink dat dit eintlik heeltemal apart gerun kan word nie. Ja, maar dit is my gevoel op dit. Maar anyway, ek sal altyd encourage om te sê begin jou eie investment portfolio verseker. Ek dink dit is baie empowering. En dan het iemand is nou vuur en vlam, hulle het na jou geluister, hulle wil begin. Dalk is dit maar net soos ek sê die joernalis in my wat nou al soveel keer stories gesien. Want ons maar skelms in die wêreld en mense se geld bring hulle altyd as iemand se geld kan steel met 'n slim storie doen hulle dit. So net so jou laaste woorde van raad. Iemand wil nou die stock market betree of hulle wil 'n tax-free savings account begin. Wat moet hulle nie doen nie? Waarvoor moet hulle wegbly om seker te maak hulle geld word nie gesteel of gemors of iets nie? Gee net vir ons so 'n veiligheidswenk of twee vir iemand wat nou nie die kennis wat jy het nie en wat nou ernstig wil gaan, hulle wil daai rekening oopmaak. Wat doen jy? Wat doen jy nie? Dis 'n goeie vraag nie, want ek dink daar is soveel scammers daar buite. Daar is ook mense wat byvoorbeeld wat my op Facebook fake profiles maak wat maak asof hulle ek is en dan message hulle vir mense en hulle sê maar ek dink daar's ja. Daar is anyway, as jy met my ooit praat met my in Afrikaans want die mense sal nie die scammers is Engels. Ja, miskien gaan hulle Google Translate, maar jy gaan vinnig agterkom dit is nie, jy weet. Maar ek moenie my message nie. Ek is nie die persoon wat my hele doel is eintlik om jou te kry om dit self reg te kry en dis wat kom ek 'n kursus doen. Ons doen weer volgende maand 'n kursus vir mense wat wil leer, maar ook my YouTube video's gaan kyk hulle definitief. Hoe 'n scam, daar's telltale signs of scams en jy moet slim wees daaroor want sodra iemand jou begin message op Facebook, ek sal nooit enige messages vir jou stuur. Enige legit adviseurs gaan ook nie vir jou messages stuur nie. Moenie of vir mense engage op Facebook of wat vir jou enigstens sulke, jy weet, if it's too good to be true. Ja, daar's so baie crypto scams. As mense vir jou sê join my Discord of my Telegram of so, it's a scam. Moenie don't go there.
en as eers mense vir jou WhatsApp boodskappe begin gestuur, die scammers wat nou maak asof hulle ek is, hulle stuur vir mense, dan kry hulle nommers, dan stuur hulle vir hulle WhatsApp boodskappe en dan probeer hulle sommer bel en sê nee, jy moet nou, jy weet hierdie tipe goed. Jy moet gebruik authorized providers. So gaan byvoorbeeld op jou App Store kan jy byvoorbeeld 'n Easy Equities rekening. Jy kan die app download van Easy Equities op die App Store. So dan weet jy werk met 'n authorized provider, byvoorbeeld soos Easy Equities. Signia is 'n ander een. So die spelling van Signia is SIGNIA. So Signia is 'n ander provider in Suid-Afrika wat jy kan byvoorbeeld op hulle webwerf gaan en daar's 'n kont mense met wie jy kontak kan maak by hulle om te sê jy wil graag jou rekening, jy wil dalk jou tax-free savings account daar oopmaak en so voort. Maar ek dink dit is belangrik om van authorized jy weet mense gebruik te maak en definitief nie vir enigiemand wat iets op Facebook vir jou probeer, jy weet, aan jou verkoop enige beleggingsprodukte ooit te val nie. En dit is mos daai wat is daai kleutersone wat ook mos so groot skandaal was nou in Suid-Afrika en ek het dit gesien op jy weet op die TV waar die ouens dit begin so adverteer. Ek het gedink, hoekom sal jy nou kleuterskoolpersoon wil kom jy weet geld insamel of hoekom probeer hulle nou mense kry om hulle te belê? Something doesn't seem right here. Ja, en hulle het reuse opbrengste beloof weer eens, daai too good to be true. Sodra daar 'n reuse opbrengs vir jou beloof word en ook as mense vir jou goed guarantee, as hulle vir jou sê dit is hoeveel jy gaan kry, die stock market mens kan nie goeders guarantee nie. Daar is nie guarantees op returns nie, want dit het baie te doen met die ekonomie, met hoe die maatskappye doen. Daar's geen sekerheid oor dit nie. En sodra iemand vir jou guarantees return, dan weet jy daar's iets ook is nie lekker nie. En ja, sodra dit te goed is, dan is dit definitief nie waar nie. Ek dink daai is maar die paar goeders wat ek sal sê. Dankie Carla, dit was nou, as ek die pan kan gebruik, wealth of knowledge wat jy gedeel het. En die lekker ding vir ons luisteraars is ook, Carla het 'n YouTube kanaal, gaan kyk op Instagram, waar, jy weet, as mens regtig voel, jy weet nog min, dit is my so lekker, dat mens kan begin, en jy kan kyk, en jy kan leer, en jy kan jouself bemagtig. So dankie vir die werk wat jy doen, dit is my so lekker as ander vroue en maas, Afrikaanse maas, jy weet, hierdie kennis wat jy het deel, dis so lekker van die podcast, elke episode iemand anders wat hulle veld van kennis deel, en dat jy jou finansiële kennis gedeel het. En dan so ten slotte wil ek sommer net weet weer op 'n persoonlike vlak, Carla, wat het jy by jou ma geleer? Ek het by my ma geleer om te gee oor mense. Sy het altyd gesê, voor jy enigiets oor jouself vertel, moet jy goed van ander mense vra, en ek dink daar is iets wat sy van kleins af altyd vir my gesê het, vra vir die mense uit oor hulle. Dit het my ongelooflike nuuskierige mens gemaak. Ek het regtig te 20 vrae wat ek vir jou wil vra, maar Jy's nou 'n goeie finansiële joernalis dan wees ook. Ja, so om vrae te vra, en die tweede ding is, my ma het altyd sy het altyd gehassel, eintlik van kleins af. Sy het 'n naal salonnetjie in die huis gehad, en toe 'n sonbed gehad, en toe juwele verkoop, en Avon verkoop, en you name it, she's tried it, en sy het, jy weet, wat is mohair, is dit mohair, wat is dit in Afrikaans? Ja, so krapperige wol, goeders laat brei en dit verkoop by die huis, en sy het altyd, sy weet, sulke hustles, sulke side hustles gehad wat sy gedoen het, en so sy het definitief vir ons jonk afgeleer om entrepreneurial te wees, nie bang te wees, nie te probeer. So ja, daar dink ek daar is die twee grootste goed wat ek by haar geleer het. Baie dankie, en enige laaste woorde of geldwenke wat jy wil gee vir ouers wat hier luister? Ek dink ek het agtergekom dat education is key. Ons lewe in 'n wêreld waar daar soveel instansies geld maak van die feit dat mense nie weet nie en dat mense te bang is. En hulle is geïnsentiviseer om daai message te aanhou push vir jou, om vir jou te laat dink dit is so moeilik, en ons het hierdie special insights, en dis regtig om, jy weet, om 'n stock market investor te wees, en om net 'n ETF, 'n global ETF te invest byvoorbeeld, is eintlik 'n baie eenvoudige ding. Maar die wêreld wil nie vir jou dit laat besef nie, want dan hoef jy nie vir hulle by al hierdie fooie te betaal nie. So ek dink sodra jy daai besef en jy start cutting through the noise, soos wat mense sal sê, dan kan jy eintlik, dis baie empowering, dan kan jy jouself baie begin leer. So education is key, jy het nie 'n graad nodig in hierdie om slim te wees met jou geld nie. Dit is eintlik net om te begin, jy weet, stel belang, kyk een keer 'n week 'n YouTube video daaroor. En ek dink jy sal verbaas wees hoe eenvoudig dit eintlik kan wees, en hoe baie jy vir jouself kan leer sonder dat jy enigstens 'n graad in dit nodig het.